Hierdie baie kort reeksie oor Openbaring 20 en 21, so ons het verlede week begin met hom, hoofstuk 20 gelees. Nou gaan ons net by vers 4 verder lees. Dis Openbaring 20 by verse 4 tot 6. En dan ons gaan deurhou met hom. Ons gaan hierdie hoofstuk doen en dan ook 21 doen. So ons gaan nou 4 tot 6. Verlede week het ons gepraat oor die verse 1 tot 3 oor die binding van Satan en wat daarmee bedoel word. En vanmôre kyk ons na wat gebeur met 'n mens na jy gesterf het. Met ander woorde, ons noem dit die tema, soos jy sal sien, is die oomblik na jou dood. En dit sal jy sien hierso by hierdie verse. Kan ek vra dat ons vanmôre, aangesien dit 'n kort gedeelte is, dat ons opstaan terwyl ons dit lees, om daardeur ook ons eerbied te bewys op so 'n tasbare manier vir God se woord, wat 'n onfeilbare woord is. So as jy kan staan, wil jy graag staan saam terwyl ons hierdie paar verse lees. Dis Openbaring 20 by verse 4 tot 6. Johannes die apostel sê, toe het ek trone gesien en die siele van die mense wat onthoof is omdat hulle aan die getuienis van Jesus en die woord van God vasgehou het. Hulle het op die trone gaan sit en aan hulle is die bevoegdheid gegee om as regters op te tree. Dit is hulle wat nie die dier en sy beeld aanbid het nie en nie die merk op die voorkop en op die hand aanvaar het nie. Hulle het lewend geword en saam met Christus 1000 jaar lank regeer. Dit is die eerste opstanding. Die ander dooies het nie lewend geword voordat die 1000 jaar om was nie. Geseënd en heilig is die wat aan die eerste opstanding deel het. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom die 1000 jaar lank regeer. Tot sover. Ons kan maar sit. Uit die Here se woord lees ons daardie verse. Toe die Here Jesus Christus na die hemel toe opgevaar het, was dit nooit sy voorneme gewees om alleen op die troon te gaan sit nie, maar hy wou dat almal wat die Vader aan hom gegee het, almal wat ooit tot 'n ware geloof sou kom, uiteindelik ook saam met hom sal wees. Dit sê hy vir die disippels baie duidelik in Johannes 14 waar hy sê, ek gaan om vir julle 'n woonplek gereed te maak. En wanneer ek die woonplek gereed gemaak het, kom ek weer om julle te neem na waar ek is. Vir ons klink dit so 'n onbereikbare ideaal, want die fisiese dood, die liggaamlike dood lyk vir ons en voel vir ons so oppermagtig en so finaal. So vir ons menslike oë lyk die vooruitsigte, moet ons eerlik sê, eintlik maar 'n bietjie hopeloos. Maar die geloofsoog sien die woord, waar baie heerliker dinge gesien mag word, as wat 'n mens net met jou fisiese oë waarneem, want in die woord is dit tog duidelik, dat in die geval van die Christusgelowige mens, die dood geen afbreek is nie, maar dat dit opbou is. Dis nie die vernietiging, in die geval van die Christusgelowige, is dit nie die vernietiging van lewe nie, maar dis die deurgang na die ewige lewe, soos Jesus vir Martha gesê het in Johannes 11:25.
Dis die mees skitterende toekomshoop denkbaar omrede Hebreërs 9:27 sê, alle mense gaan beslis sterf. Omdat ek en jy beslis gaan sterf, durf ons nie sonder hierdie hoop sterf nie. As ons sterwe sonder hierdie hoop, die mense wat sonder hierdie hoop sterwe, vir hulle volgens Matteus 22:13 is vir ewig en altyd in die buitenste duisternis, soos Jesus dit noem. Daarom sê Job, dat vir die mens wat die Here God nie ken nie, so 'n mens se enigste toekomshoop, sê hy, is soos 'n spinnerak. In die tydperk tussen die Here Jesus se hemelvaart en sy wederkoms word daar vir die afgelope meer as 2000 jaar reeds daagliks nuwe trone bestyg. Elke minuut wanneer 'n ware geredde gelowige in Christus ontslaap, word daar trone bestyg. 'n hele klomp. Elke dag. Ek lees aanlyn op internet dat daar op aarde dis die nuwe statistiek op die oomblik, is dat daar op die aarde 107 mense elke 60 sekondes sterf. Soos wat ons in hierdie kerk sit vanaf 9:30 tot, ek weet nie hoe laat dit nou is nie, het daar honderde oor die hele wêreld gesterf. Elke 60 sekondes 107. En van hierdie 107 is dit ongeveer 1 tot 5 ware Christene wat elke 60 sekondes sterwe, en daar sterwe ook, sê hulle, elke 24 uur 12 Christene spesifiek as gevolg van marteldood. Ons sou dus met ander woorde kon sê dat daar ongeveer 1500 nuwe trone elke 24 uur bestyg word. Die tydperk tussen die kind van die Here se sterwe en die finale opstanding by Jesus se wederkoms is nie iets, en dis waaroor vanmôre se woord eintlik gaan. Dit is nie iets waaroor ons enigstens verward of onseker of onkundig hoef te wees nie. Mens dink byvoorbeeld aan Filippense 1:23 waar die apostel Paulus sê, onder leiding van die Heilige Gees hy sê, ek het 'n verlange om heen te gaan en met Christus te wees. En dieselfde apostel sê vir die Korintiërs in 2 Korintiërs 5:8 sê hy, as ons die liggaam verlaat, is ons tuis by die Here. En met ons bedoel hy natuurlik die verloste in Christus. Reeds in hierdie tydperk tussen ons aardse dood en voor Jesus se terugkoms, dit is tog 'n tydperk, is die ontslape gelowige by Christus vanaf 'n breekdeel van 'n sekonde na sy of haar dood, en oefen so daardie persoon saam met Christus mag uit vanuit 'n troon. Die ontslape ongelowige, die ontslape ongeredde mens, die ontslape verlore mens, van wie daar, as jy net so sommetjies onthou, van wie daar ongeveer 102 elke 60 sekondes sterwe, is in die doderyk in 'n belewenis van intense vuur. Ons lees byvoorbeeld dat die Here Jesus sê in Lukas 16 by vers 22 tot 25, die bekende gedeelte oor die ryk man en Lazarus. Dan haal ek net 'n kort gedeelte aan en kom nou weer daarna toe terug, maar ek haal aan nou waar die Here Jesus sê, en toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe, en toe hy in die doderyk
in pyn verkeer, sien nie? Kyk hy op en sien Abraham daar in die verte, vir Lazarus langs hom, en hy roep, Vader Abraham, ontferm my tog oor my, stuur tog vir Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur, in hierdie plek van pyniging, sê hy. Dit is die hoop, die toekomshoop wat die ongeredde mens het. Volgens 2 Tessalonisense 1 vers 9 is die ongeredde en verlore gaande mens sy enigste toekomshoop die ewige verderf. So leer die woord van God. Dis 'n totaal ander soort taal as wat 'n mens hoor by mense wat glo aan goed soos reïnkarnasie of die vage vuur of die sieleslaap. Die hele idee van reïnkarnasie kom eintlik uit die Hindoe godsdiens en word deesdae wyd en suid in die westerse wêreld verkondig, soos ons almal weet. En reïnkarnasie beteken dood eenvoudig vir die wat dit nie weet nie. Reïnkarnasie beteken dat daar gesê word dat 'n mens dan nou sogenaamd na jou dood 'n ander vorm van lewe aanneem. Het sy 'n ander mens of 'n ander nasie of 'n soort dier. Dit hang af van hoeveel jou goeie dade, jou karma was. Jy kom uit 'n vorige lewe waar jy 'n iets was en jy gaan weer na 'n volgende lewe waar jy weer 'n iets sal wees. Hoewel jy nie weet wat nie. Jy kon in jou vorige lewe dalk 'n hele ander geslag gehad het. Jy kon in 'n ander wêrelddeel gewoon het. Jy kon 'n dier gewees het of 'n voël gewees het. Met ander woorde, die hele idee van reïnkarnasie beteken dood eenvoudig dat die dood nie bestaan nie. Die dood bestaan nie. Dit is net 'n ewige herhalende siklus van een lewensvorm na 'n ander. Sommige mense kry van bose geeste inligting oor hoe hulle vorige lewe dan nou sogenaamd was. Maar broer en suster, volgens die woord van die Here is dit 'n vorm van okkultisme. Gaan lees byvoorbeeld Deuteronomium 18. Dis 'n gruwel voor God. Kyk ook na Jesaja 8 vers 19 en 20 en Levitikus 19 vers 31. Hy sê, dis onrein geeste wat die illusie skep dat ons met dooies kan kommunikeer. Maar Deuteronomium 18, 11 en 12 verbied dit ten sterkste en sê, maar dit is die terrein van die bose. Die vage vuur, tweedens, is 'n middeleeuse konsep wat veral in die Rooms-Katolieke Kerk posgevat het, naamlik dat gelowiges of Rooms-Katolieke gelowiges nie onmiddellik na die dood by Christus is, soos wat die apostel Paulus sê nie, maar dat hulle eers vir korter of langer periodes gereinig word van hulle sondes in 'n tipe van 'n vuur, 'n soort van 'n voorportaal van die hel. Uiteindelik gaan almal wel vanaf die vage vuur weer oorkom na die hemel toe, al neem dit honderde jare, lang periodes van pyniging. Christus se kruisdood word hierdeur verloon, vriende, omdat daar eintlik daarmee gesê word dat Christus se kruisdood nie genoegsaam is om die kind van die Here van alle sondeskuld vry te maak nie. Die vage vuur is boonop nog as 'n ekstra soort van reddingsmiddel nodig. En dan derdens is daar die idee van 'n sieleslaap. Ag, nee, die woord sê al reeds vir jou, maar dit is nie wat die Bybel leer nie, maar dis 'n baie algemene ding hierdie. Dit impliseer dit, soos die term sê, dat die kind van die Here na die dood onder 'n soort van 'n narkose is. Jy's in 'n soort van 'n slaaptoestand tot by die wederkoms van die Here Jesus. Slaap jy in jou graf of jy slaap waar ook al, onbewus van wat rondom jou aangaan, want jy's onder 'n tipe van 'n kom ons sê dan nou maar 'n narkose, wat natuurlik 100% in stryd is met alles wat ons vanmôre al tot dusver gelees het. Al drie hierdie sienswyses wat ek nou vir u genoem het, pas nie in by die duidelike leer van die woord van God nie. In Openbaring 20
vers 4 tot 6, ons geleesde skrif, openbaar die Heilige Gees aan ons, wat die werklike posisie van sowel die ontslape kind van die Here as die ontslape ongeredde mens is gedurende die periode wat Satan gebind is, die simboliese periode van 1000 jaar wat ons verlede Sondag bestudeer het, waar Satan gebind is sodat hy nie die nasies vir oorlog teen Christus kan mobiliseer nie. Ons het daarna gekyk verlede week, met ander woorde die hele totale huidige tyd waarin ons lewe wat nou al bietjie meer as 2000 jaar strek. Wat gebeur in die hemele met diegene wat in die Here Jesus sterwe voor die wederkoms? Die ware kinders van die Here wat gedurende hulle aardse lewe waarlik tot die Here gekom het en deur die genade van God die wedergeboorte deelagtig geword het. Johannes die apostel sê, hy sien siele wat op trone sit. Met ander woorde, mense sonder liggame. Dit is dus nie iets wat gebeur na die laaste opstanding nie, want volgens 1 Korintiërs 15 sal al die gelowiges dan weer liggame hê, 'n opstandingsliggaam hê. Dit het ons net nou in die geloofsbelijdenis bely, dat ons dit volgens die skrif glo, dat ons glo aan die opstanding van die liggaam. Dis met ander woorde iets hierdie wat elke dag gebeur in die tydsfase voor die laaste opstanding. Dis die tyd waarin ons nou lewe. Hoe presies hierdie siele lyk, beskryf die Heilige Gees nie. Maar twee dinge staan vas. Nommer 1, hulle is regtig daar, en nommer 2, hulle lewe werklik. Op 'n manier het hulle ook 'n fisiese gestalte. Al besit hulle nog nie hulle opstandingsliggame nie. Want Johannes sê, hy sien hulle. Met ander woorde, hulle is nie onsigbare, spookerige geeste nie. Vriende, ons moenie die begrip siele verkeerd verstaan nie. Dis steeds werklike mense. Dit is ook die mense soos wat hulle op die aarde was met dieselfde identiteit. Na die dood behou die mens op 'n wonderbare wyse die eienskappe van die liggaam. Dis deur God se genade. Dis deur God se werking wat 'n mens na jou dood en na jou aardse liggaam begrawe is, wat jy nog steeds lewe. Dis nie omdat jy onsterflik is per se nie, want die Bybel sê in 1 Timoteus 6:16 net God beskik oor onsterflikheid. So dis nie waar dat 'n mens, ek en jy, dat ons soos God is, dat ons iets het, 'n eienskap het wat net hy het, dat ons dit ook het, dat ons onsterflik is nie. Dis God wat dit laat gebeur, by die grasie van God se genade gebeur dit, dat wanneer ek doodgaan, my liggaam en my gees skei. Die Bybel sê immers in Prediker 9 vers 11, hoewel dit ook 11 vers 9 kan wees, dis God wat die gees in moederskoot, in die klein fetus skep. 'n gees kan tog nie uit fisiese entiteite ontstaan nie. Maar die skrif sê God skep dit, en die Bybel sê in Prediker 3 dat God die ewigheid in die mens inlê. Jy sien, dit beteken nie die mens is onsterflik soos wat God onsterflik is nie, maar dit beteken dat God dit laat gebeur. By die grasie van God gebeur dit, dat God die ewigheid in ons harte geplaas het. Daarom dat daar by mense 'n verlange is na die ewige dinge,
Hulle weet net nie waar om dit te vind nie. Na die dood behou 'n mens dus op 'n wonderlike manier die eienskappe van die liggaam sonder dat jy of 'n liggaam het. Jy kan praat. Onthou jy net wat ek net nou gelees het? Hoe praat die ryk man met Abraham? Jy kan praat, jy kan gesien word. Hy sien vir Lazarus daar aan die ander kant. Hy sien vir Abraham. Jy behou die menslike funksies. Moses en Elia het byvoorbeeld op die berg van verheerliking gepraat met Jesus en hulle was so sigbaar dat Petrus, alhoewel hy hulle nooit in sy lewe geken het nie, hulle herken het as Moses en Elia, sê Lukas 9 vers 27 tot 36. So, hierdie mense bestaan, dis die kinders van die Here wat sterwe en wat hierdie trone bestyg na hulle dood. Hulle bestaan deur al die eeue uit twee groepe. Die kinders van die Here wat sterwe bestaan in hierdie oomblik, soos wat ons hierso vergader is, uit twee groepe. Daar's diegene wat as martelare gesterwe het, en daar's al die ander gelowiges wat op allerlei ander maniere gesterwe het, wat nie aan die anti-kris behoort het nie. Dis alle kinders van die Here, want geen kind van God behoort aan die anti-kris nie. Die martelare word apart genoem, heel waarskynlik omdat die eerste lesers aan wie die boek Openbaring geskrywe was, soveel medegelowiges aan marteldode daardie tyd moes afgee, maar hulle het getrou gebly aan die een ware geloof. Daarom word hulle heel waarskynlik apart genoem. Maar wat 'n skrille kontras is dit nie, nee? Die vreeslike van 'n marteldood teenoor die heerlikheid van troon saam met die Here Jesus mag gaan beklee, en binne 'n sekonde word daar van die een staat na die volgende oorgegaan. Is dit nie aangrypend nie? Van die een sekonde, dink aan die martelare wat op brandstapels gesterwe het in die tyd van die reformatie in Europa en in Skotland en so voorts. Hoe hulle gesterwe het op die brandstapels, die een oomblik terwyl die persoon nog lewe. Maar die volgende kom daar 'n moment deur daai verskriklike vuur wat hierdie persoon se gees en liggaam skei. En van daardie oomblik af word daar oorgegaan van hierdie staat na hierdie heerlike staat van 'n troon saam met Christus beklee. Behalwe vir die Christusgelowiges wat deur al die eeue die marteldood sterwe, is daar die ander groep. Dit is alle ander kinders van die Here. Dit is hulle wat nie die merk van die dier gehad het op hulle kop en op hulle hand nie. En dit is alle ware Christene. Dit beteken almal wat in hulle lewens op die aarde deur die Heilige Gees vervul en beheer was. Alle gelowiges dus, in teenstelling tot om deur die merk van die dier beheer te wees. Om die merk van die dier te hê, beteken presies die teenoorgestelde van om die Heilige Gees inwonend te hê. As jy nie die Heilige Gees inwonend in jou lewe besit nie, dan is jy outomaties onder die merk van die dier. Daar's niks tussenin moontlik nie. Wie nie die Heilige Gees besit nie, besit outomaties die merk van die dier. Daar's niemand op aarde wat 'n derde opsie het nie. Dis of die een of die ander. Hierdie merk van die dier kom met ander woorde alreeds oor 2000 jaar. Verwysende na almal wat nie in Christus is nie. En wat outomaties dus aan die ander kant is. Hoewel die merk van die dier ook in die eindtydfase, waaroor ons volgende Sondag as die Here wil praat, oor Armageddon, praat ons volgende week, deur die genade van die Here, ook in die laaste fase, in die kort tyd van Armageddon op die aarde gaan manifesteer. Maar hier is nie sprake van net 'n deel van die Christus gelowiges nie, maar almal wat in Christus ontslaap het, martelare, sowel as die wat nie die merk van die dier het nie, wat die Heilige Gees het. Almal wat in Christus ontslaap. Is dit nie 'n wonderlike boodskap nie? Die hemel word in hierdie gedeelte, kan jy amper sê simbolies beelden, word die hemel voorgestel as 'n massiewe troonsaal
wat die teenwoordigheid van God self is, waar alle gestorwe gelowiges werklik lewe met hulle identiteit en waar hulle wagtend is op die finale opstanding. Dink aan Johannes 11, vers 25 wat ek net nou aangehaal het, waar Jesus vir Martha sê, daar by Lazarus se graf, waar Jesus vir Martha sê, hy sê, toe sy sê, jy weet, sy verstaan nie die ding nie, dan toe sê hy vir haar, ek is die opstanding en die lewe, Martha. Wie ook al in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterf. En wie lewe en in my glo, sal nooit sterf nie. Jy sien, al sterwe die kind van die Here, is dit asof hy of sy glad nie sterwe nie. Dis asof daar niks gebeur nie. Dis absoluut wonderlik. Dit is soos om aan die slaap te raak, sê Handelinge 7. Toe Stefanus met klippe doodgegooi word, die eerste martelaar, toe hy met klippe doodgegooi word, sê die Bybel, dat hy gesê het, Here, ek in u hande gee ek my gees oor. En met hierdie woorde, sê die Bybel, het Stefanus ontslaap. Daardie woord word gebruik, want dit dui op wat? Dit dui daarop, dat sy sterwe niks anders was, soos om aan die slaap te raak nie. En ons almal weet hoe dit is, en hoe ons dit ervaar. Ons raak partykeer die volgende môre wakker nog in daai posisie waarin ons in die slaap geraak het, maar jy weet nie eens dat jy in die slaap geraak het nie. Party raak aan die slaap bidend, party dis goed. Party raak aan die slaap met 'n oop Bybel op hulle bors, dis ook goed. Kom ons laat prakties gou. Wanneer 'n gelowige kind van die Here sterwe, en almal van ons gaan sterwe, oor 'n paar jaar van nou af, is daar niemand van ons wat in die kerk is oor nie. Net 'n paar jaartjies. Dis maar gou. Paar dekades, is niemand van ons meer hier nie. En die jare vlieg soos 'n gedagte. Wanneer 'n kind van die Here sterwe, is hy of sy, hoor nou hier, is hy of sy sonder 'n aardse liggaam onmiddellik by Christus en ontvang heerskappy saam met Christus. Dis die troon, maar besit tog wel liggaamlike funksies as mens, is sigbaar, erkenbaar, as die mens wat hy of sy op die aarde was. Die liggaam en die gees skei dus onmiddellik. Ek verwys weer na Stefanus in Handelinge 7 wat gesê het, Here Jesus ontvang my gees. Bedoel nie die Heilige Gees nie, maar sy menslike gees. Here Jesus ontvang my gees. Maar die gees is nie 'n onsigbare spook nie. Die persoon hou aan om die mens te wees wat die persoon op die aarde was. En daardie hou aan is soos wat ek nou vir u verduidelik het, nie omdat die mens onsterflikheid besit nie, net God het dit, maar by die grasie van God hou hy aan. Kyk, dit is nou ware suiwere leer wat ek vanmôre bedien. Johannes noem dit, hoor nou moet jy baie mooi konsentreer. Johannes noem dit, want as jy nie nou konsentreer nie, gaan jy die mekaar raak. Johannes noem dit, so jy moet mooi luister, want as jy weer die gedeelte gaan lees, en jy nie nou luister nie, dan gaan jy nie verstaan nie, die terme nie. Johannes noem dit die eerste opstanding. Kom fokus nou. Die eerste opstanding is met ander woorde 'n geestelike opstanding. Wanneer God die gelowige die oomblik na sy of haar sterwe in sy heerlikheid opneem. Halleluja. Dit is die eerste opstanding. En vers 4 sê, daar word aan hulle nou reg verskaf. Op aarde is hulle dikwels deur onreg verdruk. Maar nou oefen hulle die reg uit. In 1 Korintiërs 6 vers 2 sê Paulus vir die Korintiërs, julle neem mekaar hof toe. Hy sê, weet julle dan nie,
dat gelowiges oor die wêreld gaan oordeel nie. In vers 3 sê hy, weet julle nie dat julle oor engele gaan oordeel nie? Dit is vir die gelowiges so 'n vernedering om te moet sterwe. Net om te moet sterwe is 'n vernedering vir 'n mens. En om te ervaar, soos wat 2 Korintiërs 5 vers 1 sê, hoe die aardse tentwoning afgebreek word, hoe jou liggaam afgebreek word, is 'n ontsettende vernedering. Wat 'n vernedering is dit nie dat die aardse liggaam ook onder die grond begrawe word nie. Hoe onaansienlik tog. Dit voel asof die mens net eenvoudig alle reg verloor het. Maar nee. Vers 4 sê, daar word aan hulle reg verskaf. Die reg wat jy nie op die aarde ontvang het nie, sal jy ontvang. En tog is dit juis op daardie moment, met geen tussenpositjie nie, wat die gelowige met heerlikheid gekroon word. Wat die oog nie gesien het nie, wat die oor nooit gehoor het nie, wat in niemand se verbeelding kon opgekom het nie. Dit is wat God voorberei het vir die mense wat hom liefhet, vriende. 1 Korintiërs 2:9. En hulle is verder, sê hy, is hulle, dis nogal verrassend, hy sê in vers 6 verder is hulle ook priesters. En ek wil hê jy moet mooi hoor, dis vreemd hierdie, moet dit nie sommer net oorlees nie. Priesters, wat? Priesters, ook in die heerlikheid is die kind van die Here, met ander woorde nog steeds 'n dienskneg wat by Christus is, vir ander se beswil. Want dit is wat 'n priester in die Ou Testament was, 'n dienaar ter wille van ander. Dis 'n priester. Niemand wat as wedergebore mens sterwe en onmiddellik by Christus is en onmiddellik 'n troon bestyg en aan wie reg verskaf word, het nou 'n gesindheid van, hier het ek nou gearriveer. Nou kan ek my skoene uitskop. Nee, almal besit 'n priesterlike hartklop van, deur die genade van God, is ek vir ewig hier, vir God, en vir die ander, wat saam met my hier is. Is dit nie fantasties nie? Maar dan kom daar 'n radverwisseling in die teks, van vers 5 af, en praat vers 5 gevolglik van diegene wat verlore is wanneer hulle sterf. Dis die ander groep op die aarde. Die ander dode, sê hy. Jy moet mooi hoor nou. Die ander dode, hoor nou. Die ander dode het nie herleef, lees opgestaan, voordat die 1000 jaar, dis die hele tydperk tussen Jesus se eerste koms en tweede koms, om was nie. Dit is al die ongeredde mense wat by hulle dood geen eerste opstanding gehad het nie. Hulle het nie in Christus ontslaap nie. Hulle het nie toe hulle gesterwe het, trone by Christus bestyg nie. Dus het hulle nie die eerste opstanding beleef nie. Hulle sal eers herleef by die algemene opstanding van die dooies by die wederkoms. Hulle ervaar onmiddellik na hulle liggaamlike dood die tweede dood, die verterende vuur in die hel of in die doderyk aanvanklik. Die eerste dood is die liggaamlike dood. Die tweede dood is die ewige straf en helse oordeel. Dit is wat alle sonde verdien. Esegiel 18:4 sê, die siel wat sondig sal sterf. Dis wat die sonde verdien. Ons mag geen onsekerheid daaroor hê nie, liewe vriende. Die mens wat sy of haar verlossing in die Here Jesus tydens sy of haar aardse lewe afgewys het of God se genade vertrap het, kan nie verwag om 1 minuut na sy of haar dood die Here se teenwoordigheid te beleef as hemelse saligheid nie. Kan dit nie verwag nie. En tog sien ons oral waar ons preek, sien ons mense wat in hulle absolute rebellie
dink en sê dat hulle dit wel sal ervaar. Maar die Bybel sê nee. En ons moet vir mense gaan vertel wat die Bybel sê, vriende. Ons kan nie mense gaan, soos ons sê, soft soap. Ons kan nie mense gaan 'n vertroosting gee, wat die Bybel hulle nie gee nie. Wie egter 'n eerste opstanding het, dis sekondes na die dood in heerlikheid opgeneem word. Wie 'n eerste opstanding het, hoef nie die tweede dood, dis die hel, te vrees nie. Want die tweede dood, sê hy, het geen mag oor hulle nie. Vriende, dis iets, net hierdie ding wat ek nou, nie ek nie, die Bybelteks sê dit. Net hierdie waarheid behoort te maak dat ons jubel en juig van die môre tot die aand. Dat die nag wakker word, kan ek die Here dank. As ek in die oggend opstaan, die Here dank. In die aand gaan slaap, kan ek die Here dank. Dat ten spyte van al my probleme en my krisisse, sal ek nie hel toe gaan nie. Die tweede dood het oor my nie mag as ek gered is nie. Prys die Here. Dit is die hoop wat net die kinders van die Here het. Daai 1 tot 5 van die 107 wat elke 60 sekondes sterf. Net 1 tot 5 mense wat binne die volgende 60 sekondes sterf het met hoop gesterf. Maar 100 en trek die sommetjie af, 102 nie. Die tweede dood is die poel van vuur, waaroor ons as die Here wil oor 14 dae met die hulp van die Here sal praat. Boodskap wat ek nie graag wil aflewer nie, maar wat ons sal moet aflewer. 2 weke van nou af, die helse straf, die ewigheid sonder God. Niemand wat na sy of haar dood 'n troon bestyg het, sal 'n tweede dood beleef nie. Dis onmoontlik. Romeine 8 vers 1 sê, daar is nie meer veroordeling vir die wat in Christus is. Die tweede dood word belewe deur almal wat geen eerste opstanding gehad het nie. Wat dus nie herleef het na hulle aardse dood nie. Wat nie in geloof in die Here Jesus gesterwe het nie. En nie onmiddellik by die dood in heerlikheid opgeneem is en 'n troon bestyg het nie. Ek is so bang jy gaan huis toe nou en verstaan nie dit nie. En nou kan ek nie aan 'n manier dink om dit te verduidelik nie. Maar jy het 2 mense wat sterwe. Daar is, ek wil nie 'n naam gebruik nie. Daar's Piet Pompies. Hy pop 'n aarbars, aneurysme. Daar gaan hy. Binne 'n sekonde, maar hy het vooraf die Here Jesus gedien. Nou poppie aar. Johannes sê Piet Pompies beleef onmiddellik die eerste opstanding, net daar. Want hy word in heerlikheid by Christus geneem, bestyg 'n troon, en oor Piet Pompies sal die tweede dood, die hel, geen mag uitoefen nie. En dan jy vir Rooikappie. Rooikappie lê in die ICU, besig om te sterwe, emfyseem. Maar sy het tydens haar aardse lewe nie die Here geken nie. En sy sterf. Rooikappie sterf. En sy beleef nie 'n eerste opstanding nie. Sy beleef nie 'n eerste opstanding nie. En omdat sy nie 'n eerste opstanding beleef nie, beleef sy die
pyn in die vuur wat die ryk man in Lukas 16 beleef het. En sal die tweede dood uiteindelik oor haar al die mag uitoefen tot in ewigheid. Mens dink daar baie keer aan die ware kerk van die Here Jesus. Nou vriende, die ware kerk, die kerk van Jesus, 'n naam is groot, hy's oral. Maar die ware kerk van Jesus is net so oorblyfsel. Ons dink dikwels aan die ware kerk as so klein en nietig in vergelyking met die reuse aantal mense wat ongered en verlore leef. Ons sien hulle daagliks op die straat. En tog, dis hoe dit voel, maar tog word die aantal trone in die hemel daagliks net meer en meer en meer en meer en meer. Daagliks word die trone meer. Dis wat ons moet sien. En dis nie 'n lewe van niks doen nie. Daar word geheers, daar word hard gewerk, gestry, 'n lewe van aktiwiteit. As ons weer gaan kyk na daai gedeelte in Lukas 16 van die ryk man en Lazarus wat beide gesterwe het, dan sien 'n mens, as jy dit nou kan bylas by hierdie, dan sien jy watter eienskappe 'n mens na jou dood het. Sonder om daarop nou uit te brei, ek noem dit net 'n paar punte. Jy sien dit daar, hoe dat sonder 'n tussenpose van 1 sekonde is Lazarus by Abraham se boesem. Weereens soos Stefanus gesê het, Handelinge 7:59, Here Jesus, ontvang my gees. Die tweede wat jy sien is, kennis gaan voort en die geheue gaan voort. Die ryk man onthou van sy 5 broers wat nog op die aarde is, wat ook ongered is. En hy wil hulle gewaarsku kry. Hy raak ewe skielik nou 'n evangelis. Party mense raak evangeliste, maar dis te laat. Jy moenie evangelis raak in die helse vuur nie. Jy moet nou 'n evangelis word. Toe hierdie man in die hel is, toe sê hy, Vader Abraham, stuur tog vir Lazarus, en laat hy net aarde toe gaan en my 5 broers gaan waarsku. Ewe skielik is hy nou oor hulle vreeslik bekommerd. Die derde ding is, wat ek wil noem is, jy herken ander. Al het jy hulle nie op die aarde ooit geken nie. Petrus het onmiddellik vir Moses en Elia herken. Met ander woorde, jy sal, as jy 'n kind van die Here is en jy beleef die eerste opstanding, dan sal jy weet wie Paulus was, wie Calvin was, wie Luther, wie al die kinders van die Here wat daar is, die duisende, die miljoene. Vierdens, die liefde gaan voort. Die ryk man gee nog steeds om vir sy familie, wat in ongeloof leef. Vyftens, daar's geen Bybelse getuienis nie, dat diegene wat gesterwe het, diegene wat op die aarde nog is, kan sien, of met hulle kan kommunikeer nie. Dis 'n dwaling wat 'n mens dikwels hoor, maar dit is demonies. Daar's nie Bybelse getuienis, dat iemand wat gesterwe het, kan inmeng met mense wat nog op die aarde is, of met hulle kan kommunikeer nie. Liewe vriend, u kan en u mag vandag reeds 100% sekerheid hê, presies wat met u sal gebeur die oomblik na u dood. Jy kan absolute sekerheid hê, dat jy 'n eerste opstanding sal ervaar. Al sterwe jy uiteindelik net as die 1 tot 5 uit 107 in 'n minuut. Jesus Christus se kruisdood en Jesus Christus se geskrewe woord is jou sekerheid daarvan. Gryp dit vas en hoop volkome daarop. Neem die Here Jesus aan as jou persoonlike verlosser. Die Bybel sê, dis nie sektetaal wat ek praat nie, vriende. Die Bybel sê in Johannes 1 vers 12, aan almal wat vir Jesus aangeneem het, aan hulle het hy die reg gegee, God die reg gegee om kinders van God genoem te word. Neem hom aan.
As jy hom nog nie waarlik, jy weet dit is 'n ding wat baie mense weghou van die ewige heerlikheid af, is die feit dat hulle onafgehandelde sake met God het. Hulle redeneer, ja, maar dis dit. O, ja, maar die Here hoor my gebede. Nee, maar dit is die Here het my al gesond gemaak. Nee, maar jy weet, ek is gebore in 'n Christelike huis en is dit en is dat en is dit en is dat en is dit en is dat en is dit en is dat. En die duiwel hou hulle weg van net op daai punt te kom wat jy sê, ek neem die Here Jesus vandag aan as 'n verlore sondaar. Ek sal nie wanneer ek sterwe die 102 wees nie. Wil jy dit nie vandag doen nie, my vriend? Gee jou hele lewe oor. Ons is so geneig om baie tyd en aandag te spandeer aan voorbereiding vir dinge wat tydelik en kortstondig is. Beleggings, 'n oorseese reis, vakansie in die wildtuin, eksamens, maar 'n verstandige mens berei hom of haar voor vir dit wat vir ewig sal duur. Iemand wat 4:30 in die oggend opstaan om te gaan gym of te gaan fietsry of te gaan draf, so 'n mens sal geprys word deur die samelewing. Maar iemand wat 4:30 in die oggend opstaan om die Here in gebed te soek en sy woord te bestudeer, so 'n mens word beskou dat hy of sy van haar verstand af is. My ouma het gesê, alles wat 'n te by het, is verkeerd. Maar jy kan maar 'n te by hê as jy wil gaan draf. Dis dit reg. Met nie 'n te by sit by gebed nie. Hoe dwaas is die mens, vriende? Mag God iemand wakker maak vandag. Ons is almal op 'n reis na die ewigheid. Mense op die strate lag vir ons, spot vir ons, doen wat hulle wil as hulle hierdie goed hoor, sê dis nonsens. Hoe kan dit nonsens wees? Ons is almal op 'n reis na die ewigheid, maar ons spandeer al ons tyd en aandag aan goed wat vergaan, wat niks beteken nie. Niks. My ou bekertjie, dis nie myne nie, dit kan jy weet. Maar my ou bekertjie wat ek in die Comrades gewen het, staan nou daar op my rak. Maar as jy jou asem blaas, gaan iemand anders die bekertjie in die drom gooi. En dan sterwe jy. Jy's nie 'n bidder gewees nie, jy was nie 'n sielewenner nie, jy was nie ernstig met God nie. Jy het vir ander gelag en gedink, wat het ons nou hier, jy weet. Dan sterwe jy in so 'n patetiese toestand. Ai tog. Ons lewe soms soos mense wat 'n lekker partytjie hou op die boonste verdieping van 'n hoë gebou, min wetende dat 'n vuur uitgebreek het, 4 verdiepings onder hulle. Stel jouself voor 'n maatband van die aarde tot by die verste planeet en sien die deursnee van een haartjie van u kop gemeet teen daardie maatband. Dit is hoe die paar jaar van ons aardse lewe lyk in vergelyking met die ewigheid. Dit is soos 'n haartjie. Dit is soos 3 sandkorreltjies teenoor die Sahara. Die mens wat hierdie dinge insien, is 'n gelukkige mens. Is 'n salige mens. Mag God gee dat ons almal onder hulle sal tel. Vriende, daar's nog baie om te sê, maar ek is nou so moeg, ek gaan maar bid. Ons bid net saam. As jy nog nie die Here Jesus aangeneem het nie, waarom dit nie vandag doen nie? Toe Hanna gebid het,
in 1 Samuel 3 het net haar lippe beweeg. Maar God het haar gehoor. God sal jou ook hoor vanoggend. Kan ons nie maar net ons nonsens laat staan nie. En fokus op dit wat belangrik is nie. Vader, ons dank U vir die lewende, kragtige woord wat ons harte deurboor en ons siele rig, soos Hebreërs 4 sê. Here, U woord is die waarheid. En U het vir ons vandag herinner aan die sekerheid van die opstanding en die ewige heerskappy van al die mense wat aan Jesus behoort. Dit staan in die Bybel. Dankie vir die belofte dat die tweede dood geen mag het oor die wat in Christus is nie. En soos Romeine 8 sê, dat niks ons kan skei van die liefde van God in Christus nie. Heilige Gees, skryf hierdie woorde wat ons gehoor het op ons harte, sodat ons met volharding sal lewe, Here, in die wedloop, met volharding sal hardloop, daai wedloop waarvan Hebreërs 12 praat. Geseënd is die wat volhard tot die einde toe, sê die Bybel. Dankie vir die belofte dat Jesus kom. En ons wil vanmôre as 'n klein groepie hier saam met die bruid en die Heilige Gees roep, soos Openbaring 22 sê, kom Here Jesus, Maranatha. Ons loof en aanbid U as 'n gemeente saam, wat 'n voorreg, in die naam van ons koning en verlosser Jesus Christus. Amen.